en dat ek in U behoor. Ons loof en prys U vanoggend daarvoor, Vader, en help ons, dat ons nooit sal skaam wees om oor U te praat. Dat ons U naam sal uitroep oor hierdie aarde, die mooiste naam van alle name, Jesus Christus. Help ons volgende om te verstaan wat liefde is, sodat ons het ook vir ander mense kan wys, sodat ander mense kan raak sien wie U is, Vader. Dank U, Heilige Gees, vir die vrug van die Gees, om ons te help. En dit, U wil hê ons hier op aarde moet doen. Vader God, help ons asseblief vandag om te verstaan wat liefde is. Dank U vir die vrug van die Gees. Gebruik ons asseblief om U liefde vir ander mense te wys. Maak ons gedagtes nie, wat ons wil graag doen, wat ons wil hê, ander mense aan ons moet doen. Lei ons asseblief, sodat ons elke dag die vrug van die Gees in ons ook van ander mense sal wys. In die naam van Jesus. Amen. Onthou julle nog, ons het gesê God het julle gekies, julle is gekies deur God. Ja, en het julle eenkant gesit om goeie dinge te doen, sodat ons van ander mense kan wys hoe God is. Want ons is na sy beeld gemaak en ons moet ook so lewe. Nou, hy help ons met die vrug van die Gees om dit te kan doen. In goeie tye en in slegte tye. Wie van julle nog goeie tye gehad? Ja, wie van julle al slegte tye gehad? Ja, ons het baie keer ons slegte tye ook nie. Dan dink ons baie keer ons is alleen. Maar die Heilige Gees is daar om hy is binne in ons. God is binne in ons en hy wil ons help. En as ons die vrug van die Gees verstaan en ons leef dit elke dag, dan gaan ons slegte tye goeie dinge kan doen en ons gaan ook beter kan voel. Ons moet net vertrou dat hy ons sal help met die vrug van die Gees. Maar die Bybel sê ook dat ons moet heilig lewe. Dit beteken, ons moet so lewe dat God trots is op ons. Sê ek nie, God moet trots wees op my. Hoe is God dan trots op my? Dis wanneer jy bijvoorbeeld mama en papa trots is op jou as jy gehoorsaam is. En juffrou en meneer trots is op jou as jy mooi luister in die klas en jy huiswerk gedoen. Dis wat iemand, dan is iemand trots op jou. Nou God kan ook trots wees op ons. En as ons wil heilig lewe, dan moet ons so lewe dat God trots is op ons. Sonder begin in ons gedagtes. Het jy al iets verkeerd gedoen in jou lewe? Ja, ek al maar nie iets verkeerd gedoen in jou lewe. Maar baie van ons het al goed verkeerd gedoen in ons lewe nie. En dan, voordat jy dit gedoen het, dan het jy eers in die gedagte in jou kop gekry. Kom ons sê, jy sien 100 rand in die klas onder die stoel. Wat is die eerste gedagte in jou kop? As jy gedink het, jy gaan opvat in die sak sit en jy gaan stoel toe gaan, dan het jy verkeerde gedagte gegaan. Want dit beteken dat jy die geld gaan steel, want dit is nie jou. So dit was sonde begin. Maar, as jy gedink het, iemand het hierdie geld verloor, ek moet hierdie geld optel, en ek moet dit na die vrou toe van, of ek moet dit by die kantoor gaan gee, want dit is nie my geld. Sou jy dan by die snoepie uitgekom het en van die 100 rand gebruik het om snoepie te koop? Nee, want dit is verkeerd geweest. So dan was dit 'n goeie gedagte. Soos ons begin in ons gedagtes,
En God wil hê dat ons gedagtes moet nuut maak. So ons kan self nie die vrug van die Gees, kan ons nie uit ons eie doen. Ons het die Heilige Gees nodig, want die Heilige Gees gee vir ons die vrug van die Gees. En ons moet 'n verhouding met God hê. Kyk hier twee tyd. Kan jy 100 vriende wees? Ja, nie altyd, nie maklik nie. Maar ons moet probeer om vriende met mekaar te wees. En Jesus wil hê dat ons sy beste vriend moet wees. Want met jou beste vriend kan jy enigiets oorpraat. En jy is opgewonde gewees oor iets. Maar gaan jy jou man net sê, hey, ek het lekker verjaarsdag gesien. Net so kan jy na Jesus toe gaan en sê, Jesus, baie dankie vir my mooi verjaarsdag gesien. So mens moet hom praat, want as jy beste vriend, jy kan hom enigiets vertel. As jy hartseer is, dan kan jy vir hom sê, Here Jesus, ek voel nie lekker vandag. Help my asseblief, maak my hart weer gesond, dat ek hom beter voel. En hy sal onmiddellik sal hy jou laat daar, en die Heilige Gees sal jou help. So, as ons liefde, God se liefde vir ander mense wil wys, dan moet ons vriende maak met Jesus. Sodat ons hom beter kan leer ken, sodat ons sy liefde vir ander mense kan wys. Ons praat dan volgende oor die liefde vrug van die Gees. Kyk ek weet, smiley faces van mekaar. Hulle is te cute, hulle is so lief van mekaar baie weet. Die hele Bybel is 'n boodskap van God se liefde. God het spesifiek sy Bybel geskryf om vir my en vir jou te sê hoe lief hy vir ons is. En van die voorbeelde is 1 Korintiërs 13 en Lukas 10 vers 27. Ons gaan later in die jaar weer verder daaroor praat. Ons gaan vandag kyk na Lukas 10 vers 27. Nou wag vir jou handjie so. Wag 'n handjie so. Dit is mooi hart. En kyk hier so in die son daar buite. Hier skyn die lig. Hier hart van jou weet. Ons kan nie uit onsself vir ander mense lief wees nie. Want ons is heeltemal te selfsugtig daarvoor. Daarom staan daar in Galasiërs 5 vers 22 dat die liefde 'n vrug van die Gees is. Nou, vat jou hand so weg. 2 halwe harte. Geef my so 2 halwe harte. Nou die Bybel sê vir ons moet lief wees vir God en ons moet lief wees vir mense. Nou as ons net lief is vir God en nie lief is vir mense nie, dan het ons net 'n halwe hart. Of as ek net lief is vir mense en ek is nie lief vir God nie, het ek steeds nog net 'n halwe hart. So ek moet lief wees vir God en ek moet lief wees vir mense. Dit lig op so by mekaar. Dan kan God se liefde uit jou uitskyn en ander mense kan sy liefde raak sien. Sê bietjie vir my, al jou hande is uit mekaar en so halwe hart. Dan vat jy een van jou halwe hart en dan sit jy hom op 'n halwe hart van jou maat. Of maak jy vol hart met jou maat. As jy vir jou maat, hey, jy kan nie lief wees vir God nie. Jy moet lief wees vir my ook. En as jy lelik is met my, dan is jy nie lief vir my. Dan is jy nie te halwe. So jy moet 'n vol hart hê. As jy 'n maat op die skoolgrond neem, iemand op die skoolgrond wat jy langs vol seer maak nie, wat gaan jy doen? Gaan jy kom sê, hey, kom op jou boks. Jy kom sê, geef jou halwe hart. Sê maar, geef jou halwe hart. Sê maar, geef jou hart. Jy moet my nie wees. Jy mag my nie seer maak. Sê jy maar, God is lief. Dan sit jou hand by die ander helfte by sy hand en sê jy kom. Sien jy straal in die liefde. Ek kan lekker glimlag hier vanmôre oor die liefde van God en om liefde wees vir mense. Ja, dit help ons. Die Bybel sê ook vir ons, ons moet ons gedagtes nuut maak. Hou jy baie van jouself? Hou jy baie van jouself? Is jy lief vir jouself? Die Bybel sê ons moet goed dink oor onsself. Ons moet dink dat ons die beste is. Ons moet dink dat ons goed genoeg is. Ons moet dink dat ons spesiaal is. Ons moet dink dat ek uniek gemaak is. Want die oomblik wanneer jy dit dink, dan kom dit uit jou mond en uit jou hart uit en sal jy dit vir ander mense wys. Dan gaan jy begin dink dat iemand anders is ook spesiaal. Sê jy wel, jy is spesiaal. Jy is uniek. Jy is wonderlik gemaak. God is nie vir jou.
jy dit dink, die Bybel sê ons gedagtes lief maak, dan gaan die verander mense ook begin, God se liefde wys, en dit gaan uit jou uitstraal. Dan is dit eers maklik om lief te hê. Maar wat beteken liefde dan eintlik? Die goue reël, sê ek die goue reël? Sê vir my, jy moet stap aan mekaar. Jy moet aan ander mense doen, jy moet aan ander mense doen wat jy aan jouself gedoen wil hê. Dis die goue reël. Sê wie? Ek moet aan ander doen wat ek aan myself gedoen wil hê. Ek moet aan ander doen wat ek aan myself gedoen wil hê. En dink jy, dis Lukas 10 vers 27 is. Dit gaan goed, kan ek optje. Dan denk jy of daar al iemand iets aan jou gedoen het wat nie lekker was. Kan ek sien? Kan ek sien? Is daar iemand wat iets aan jou gedoen het wat nie lekker was? Ja, dit gebeur. Sal jy daai selfde ding wat daai persoon of daai maat van jou aan jou gedoen het, sal jy dit aan iemand anders doen? Nee, want die Bybel sê dit mag nie doen nie. Maar dit is ook nie lekker nie. Was dit lekker geweest toe daai maat van jou iets in jou gedoen het wat nie lekker was? Maar die Bybel wil nie hê dat ons dit nie dieselfde ding met iemand anders te doen. Dit het gebeur. Is daar iets wat jy al aan iemand anders gedoen het wat jy weet wat nie lekker was met daai maat van jou? Ja. En ook nie, ons moet dit doen. Mag goed die jongens. Maar die Bybel sê vir ons gaan dit goed by. Die Bybel sê vir ons, dat as ons iets aan iemand anders gedoen het, wat nie goed was, dan moet ons verskoning vra, en ons moet om vergifnis vra. So dit gaan van watter maatjie, het jy die afgelope week, of 2 weke, of hierdie jaar, seer gemaakt, of nie iets mooi aangedoen. Kry jy sy naam in jou kop, of haar naam in jou kop, dan bid ek gaan saam met my Here Jesus. Ek het vanoggend gehoor dat dit nie reg is om dit te doen. Vergewe my asseblief. Ek wil nie graag dit weer doen. Help my asseblief daarmee. In die naam van Jesus. Dit gaan, 'n ander uitdaging wat ek jou wil gee. Het jy 'n maat gesien vanoggend of in die week al, wat hier by die skool aankom? En wat nie lekker voel. Weet jy wat gebeur gewoonlik nie? Dit gebeur baie keer met ons maats. Of wat mama is hastig, moet nie eers sit hier, dit pas al nie gepak nie, hulle kosblikke is nie in nie, hulle dalk nie hulle tande geborstel, hulle hare gekap nie, en maak pas laat verwerk. Wat gebeur dan? Kom, die sê, kom in die kamer, mama. En hulle gas. En dan voel moet jy so, dit is so lekker. Ja, dit gebeur met tyd. Of dat iets gebeur met die huis, of iets met maat wat nie lekker was. Weet jy wat in die Bybel hê ons te doen? Hy wil ons met liefde wys. So ek wil jou uitdaag, as jy so 'n maat sien, of so 'n maat ken vandag, is omdat daai maat van die liefde gaan vir jou maat sê, gee my jou hand. Gee my jou hand. Gee my jou hand. En om by jou hand te sit om te sê, ek is lief vir jou. Want God is lief vir jou. En sal jy vir die maat van jou bid vandag? Sal jy vir die maat van jou sê, ek bid dat Jesus jou hart gesond sal maak. Dan sal ek op sy skouder sit en sê, ek bid dat hy jou hart gesond sal maak. Best ook saam met my, mag ek ook eers nie doen, voor ek weer doen, moet ek saam met ons lekker saam. Doe ek staan. Vader God, help ons asseblief, vandag en hierdie jaar, om op U te vertrou. Dankie vir die vrug van die Gees. Dankie dat ons van liefde kon leer. Dankie dat U ons eerste lief gehad. Help ons asseblief